Nou wat beteken om die derde persoon in die Godheid wat in ons woon te bedroef? Blydskap en die Heilige Gees is altyd so verbind in die Bybel, altyd. Blydskap en die Heilige Gees gaan altyd saam. En ek besef nie, maar die Satan en sy demone kry toegang tot my lewe nie. En my huis, hart, my verstand, my denkwyse. Leef met 'n hart van vergifnis. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Vandag wil ek met jou praat oor ontwortel, onvergifnis en wrokke. Onvergifnis en wrokke. Julle weet, Jesus het 'n wonderlike gelykenis vertel in die Bybel, in Matteus 18. En ek gaan dit vir julle lees, en dan gaan ons net so 'n paar dinge daar uithaal wat vir ons verskriklik belangrik is. Wat ek in my lewe gereeld moet toepas, want onvergifnis en wrok het al in my hart ook om lê. Ek weet presies hoe dit voel. Ek weet om so kwaad vir ou te wees dat jy met hom wil praat nie, wil my sien nie. En jy weet, hy verdwyn van die aarde af. Ek weet julle het nog nooit so gevoel nie, maar ek gee julle net 'n kykie in my mooi hart in vandag. Ons almal was al daar gewees, né? Ons almal het al daai goed beleef in ons huwelik, dat daai irritasies en goedjies bou so op. En skielik, elke stokkie wat jy opgooi op hierdie vuurtjie word later 'n vuur wat jy amper nie kan uitblus nie, want julle is nie bereid om daai vuur dood te maak nie. Almal gooi ou stokkie in en dink jy by in daai vuur smeul so heeltyd daar in die huis, jy weet. Die hele huis is so toegetrek van rook, die mure is al swart gebrand van die rook, maar ons stokkie vuur, jy weet. In hierdie resentments, klein resentments wat so opbou. dat 'n man en 'n vrou in een huis kan bly en daar's resentment. Hou nie van mekaar nie, né? En dis hierdie irritasies en goed en daar's mense in die familie, as jy hoor hulle is by die partytjie, gaan jy nie. En hierdie goed is in ons lewens, gaan bietjie net hoor hoe werk ons met hierdie goed van onvergifnis, hierdie wrokke, hierdie seer in ons harte, want dit is belangrik dat ons dit moet hoor van tyd tot tyd en dit reg hanteer, want anders dan gaan ons nooit voluit lewe, die lewe wat Jesus bedoel het ons moet lewe nie. In Matteus 18 vers 21 lees ons, daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toegebring wat miljoene rand geskuld het. Dis letterlik miljoene der miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval in desperaatheid en gesoebat. Gee my tog uitstel en ek sal u alles terugbetaal, wat 'n saak van onmoontlikheid is, né? Die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld alles afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgestel, en het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, die in vertaling sê, jou slegte dienskneg, al daardie skuld, wat ek vir jou afgeskryf het, omdat jy my gesoebat het, moes jy ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word
Die ou vertaling sê om aan die pynigers oorgegee te word, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak. So sal my hemelse Vader wat in die hemel is, ook met julle maak. As julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Dit is 'n groot stuk in die woord hier. Ek kan nou ophou preek, want ek bedoel die woord preek vir homself hierso, né? Ek weet nie of julle al hierdie ervaring gehad het nie, jou kinders, wat dalk was dit jy gewees, en party van hierdie mannetjie dink ek, hulle was stoute seentjies gewees. Julle weet mos, jy hoor enig hierdie gil daar uit die een vertrek uit, en dan kom jy dan sit jou kind se kop in die diewering vas. Jy al gehoor, daar sit die kind, pa man, dit gil, nou daar die kind in sy kop deur die diewering gedruk, en nou kom jy dan dink jy, my kind, hoe het jy jou koppie deurgekry? En nou sit Vaseline smeer, en jy weet, jy probeer daar deurtrek, en om die kind so ongeskonde as moontlik deur daardie traliewerk te kry, en die kind sit vas, partykeer is dit 2-3 minute, partykeer is dit 'n halfuur se gesukkel. Partykeer my pa sê, staan vas, pa moet net een of ander gereedskapstuk gaan kry en 'n bietjie oop te buig dat jou kop kan uitkom. En as 'n kind nou vir 'n paar minute sit, is dit nie snaaks nie, maar as daai kind nou vir 'n maand of 'n jaar daar gaan vas sit, is dit tragies, is dit nie so nie. Maar weet julle wat is 'n groter tragedie? Is dat party mense so simbolies vassit in onvergifnis en wrokke vir jare en jare en jare, hulle sit daar vas. Dis nie 'n sigbare traliewerk nie. Dis nie 'n sigbare diewering of 'n stuk staalwerk nie, maar hulle sit daar vas en hulle kan nie voluit lewe nie. En hulle leef eintlik soos 'n kar wat sy handrem opgetrek is. Hulle probeer ry, maar die kar kan net nie regtig op vol spoed kom nie. As jy iemand is wat dalk vandag sukkel met onvergifnis en wrok, of dit nou klein goedjies is, resentments in die huis, of iemand het jou baie seer gemaak in die lewe, nou of jare terug, iemand het jou te nagekom, iemand het jou misverstaan, iemand het iets oor jou gesê, iemand het jou in 'n sake transaksie ingeloop, dinge het gebeur, jy en jou vrou is dalk geskei, en goed is gesê, en dinge het gebeur, en jy dalk in 'n huis groot geword waar jou pa jou verniel het, groot goed, né? Ons praat van groot goed hierdie hele. Party goed is kleinerig, party is groot. Partykeer is jy net ontaktvol hanteer en sulke tipe goed, maar ons sit met hierdie goed, né? As jy iemand is wat met onvergifnis en wrokke leef in jou hart, en jy draai dit goed heeltyd saam met jou hier binnekant. Jy daarin kan soos 'n afgootjie word wat jy heeltyd so uithaal so nou en dan sê, jy weet, kyk net wat het in jou gedoen. Kyk jy, sit jy weer terug in sy plekkie. Maar jy gaan al afgootjie so nou en dan uit. Dit word soos 'n dingetjie wat jy mee saam leef. Jy kan later nie meer saam met 'n afgootjie leef nie, want dit vorm jou iets van jou identiteit, hierdie seer ding. En as jy praat in die regte oomblik kom, dan praat jy oor hierdie ding. Want dit is nou deel van wie jy is, hierdie ding wat met jou gebeur het. Maar die Bybel sê iets van so 'n mens wat met wrok en onvergifnis lewe. Sonder dat jy dit weet of ek dit weet, sê die Bybel vir ons wat in ons aangaan is as ons so lewe. In die eerste plek wat gebeur is, ons leef in 'n soort van 'n gevangenis, 'n geestelike emosionele gevangenis, né? Ons word in 'n tronksel gegooi en daar word ons gemartel en gepynig. Dis ons ervaring van die lewe. Dis 'n verskriklik ongemaklike plek om te wees, om iets teen iemand te hou. Of dit is teen jou kind, of teen jou pa, of 'n oom, 'n tannie, iemand in die kerk, iemand wat jou sake vernoot, maak nie saak nie, maar as jy met hierdie ding in jou lewe, word die lewe 'n bitter plek, 'n slegte plek. En die groot ding wat gebeur is, jy verloor jou lewensblydskap. Dit wat maak dat ek kan lag en kan lewe en die lewe in die oë kan kyk en krag het vir die lewe, en man kan sing, en ek staan op in die oggend en ek sing, la 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 la, jy's vals, jy klink verskriklik, jy's regtig vals, maar jy sing, en die lewe is taaf, maar as jy in die aand gaan lê, gaan slaap jy lekker op jou kussing, jy's tevrede, die lewe is goed, hard, maar goed, maar jy het nie daai ervaring nie. Eintlik is jou lewe half onderliggend 'n bietjie donker en swaar. Ja, daar's oomblikies van geluk. Daar's oomblikies van waar die lewe mooi is en jy bietjie kan lag, en oomblikies van vreugde, maar die rivier wat in my hart loop, die onderling, die gemoedstoestand van my lewe, is een van, ek is eintlik 'n bietjie kwaad. Ek's
net heeltyd half geïrriteerd, ek sal kwaad. Dis hierdie smeelende woede wat partykeer tot uitbarste kom, partykeer nooit nie, maar dis net hierdie ding en ek is kwaad en eintlik mis jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. En is swaar, julle. Dis swaar om met verwyte en dis swaar om met kwaad te lewe en dis swaar om te lewe met goed wat jy teen mense hou. Want onthou, jy hou dit nie teen hulle nie, jy dra dit heeltyd saam in jou lewe en die lewe word swaar. En ek verloor my lewensblydskap. Onvergifnis en wrokke is diewe wat hierdie goed kom steel. Hoe dan anders? Want kyk wat sê die Bybel vir ons in Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël. Die ou koning het 'n ring gevat, so op 'n ding afgedruk, gesê, hier is die eiendom van God. En dis hoe die Heilige Gees op ons is. Dis die stempel van God, dat ons aan God behoort, met die oog op die verlossingsdag. Maar nou sê die Bybel, ons moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. En moenie verbitterd, opvleend, woedend word nie. Al hierdie goeters, vloek, skel, is vrugte van onvergewensgesindheid. En dan sê Efesiërs 4 vers 32, wees eerder goedgesind en hartlik teen mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Julle weet die woordjie bedroef kom net hier voor in die Nuwe Testament. Op ander plekke staan ons moet die Gees nie uitblus nie, ons moet die Gees nie teenstaan nie, ons moet die Gees nie beledig nie, maar net hier in Efesiërs 4 staan ons moet die Gees nie bedroef nie. Nou wat beteken om die derde persoon in die Godheid wat in ons woon te bedroef? Dit beteken om hom intens seer te maak. Dit beteken om hom te verwond. Dit beteken om groot pyn te veroorsaak en om baie diep hartseer te maak. Die Heilige Gees is so 'n kosbare persoon. Hy is so kragtig, maar hy is ook so sag. Hy is so wonderlik. En wanneer ek nie wil vergewe as iemand my te nagekom het nie, dan bedroef ek hom. Daar staan nie net, ons kyk altyd na die vrugte van onvergifnis, maar die wortel daarvan is onvergifnis. Ons kyk altyd na die skree en die bid, dis die vrugte. Die wortel is, ek is kwaad hier binne vir iemand. En hoor die woord van die Here vir my en vir jou vanmôre. Ons maak hom seer. As ek nie wil vergewe nie, maak nie saak wat iemand aan my gedoen het nie. As ek nie wil vergewe en ek loop kwaad en met dinge in my hart en ek het 'n grudge. Ek is die sheriff, ek het 'n grudge. Ek gaan jou ergens uithaal, né? Dit veroorsaak pyn in die Heilige Gees se hart. En die Heilige Gees is die een wat jou blydskap gee. Kyk wat sê Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, allerhande uiterlike reëls nie, maar is geregtigheid om gehoorsaam aan God te wees, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So die een wat regtig vir my hierdie uitsonderlike lewensblydskap kan gee, druk ek weg deur te sê ek gaan met grudges leef. Jy 10 jaar terug, meneer, het jy nee, my kind, ek is kwaad vir jou. Papa, ek is kwaad vir jou. Ek is net kwaad. En wat jy doen, jy dink jy deel geregtigheid uit en jy deel straf uit. Maar jy is besig om die een weg te stoot en weg uit jou lewe uit te druk, die een wat jou lewe kan verryk met sy teenwoordigheid en sy blydskap, en dis die kosbare Heilige Gees van God. Blydskap en die Heilige Gees is altyd so verbind in die Bybel, altyd. Blydskap en die Heilige Gees gaan altyd saam. Ek kan nie vol van die Heilige Gees wees en nie bly wees nie. Dis onmoontlik. Maar een van die tekens dat ek leeg raak van die Heilige Gees is, ek is nie meer bly nie. Ek is altyd donker, daar's geen blydskap in my nie. Ek kan nie sing nie, ek kan nie aanbid nie, ek kan nie worship nie, ek is net swaar, né? Onthou Galasiërs 5 vers 22 wat sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap ensovoorts.
Dis een van die primêre aanwysers of ek onder beheer van die Heilige Gees lewe. Dis 'n rooi lig in my lewe. Julle, dis 'n rooi liggie op jou dashboard wat skree. Piep, 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 piep. Die liggie skree. Wil jy hoe skree hy? Dis is van jy nie 'n veiligheidsgordel aan dit nie. Nou daai goed, ek wens net ek kan ergens net 'n draadjie knip of 'n ding, maar daai dink jou aanskree. Piep, piep, piep. Jou blydskaploosheid skree in jou ore. Hier's fout in die engine. Hier's fout met jou lewe. En dit gebeur wanneer ek met wrokke loop en wanneer ek onvergifnis in my lewe herberg. En ek onthou deur die lewe. Almal kry nie dieselfde goed mee te maak nie. Julle party het in woeste ouerhuise groot geword, hoor. Kinders wat beskadig is en dis vir hulle 'n diep pad om te vergewe. Ander het ligte goedjies. Party mense is net plain lig geraak. Hulle hou boek van goed wat nie van boek gehou moet word nie. Ek hoop nie jy's 'n boekhouer nie. Ons loop met sulke lers van boeke van mense wat dit en dat doen. Moenie boek hou van goed nie. Maar weet julle wat nog erger is van onvergewensgesindheid is en wrokke koester is dat ek eintlik die duiwel 'n kans gee. Onthou julle Efesiërs 4:20 wat sê en laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, wat beteken ek het kwaadheid in my hart, ek het onvergewensgesindheid. Toorn is 'n vrug van onvergewensgesindheid en gee aan die duiwel geen plek nie. Vasdra plek, dat hy hier in my lewe welkom voel en hy kan sy aanvalle in my lewe doen. Hy kan in my huis begin maai, hy kan in my kinders se lewe begin maai, hy kan in my vrou se lewe begin amok maak, omdat ek kies om hierdie regter te wees. En ek gaan nie vergewe nie. En ek besef nie, maar die Satan en sy demone kry toegang tot my lewe nie. En my huis, my hart, my verstand, my denkwyse nie. 2 Korintiërs 2:10-11. Paulus sê, as julle hom iets vergewe, daai broer in die gemeente wat verkeerd gedoen het, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek hom iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen. Om julle ontwil, daarvan is Christus my getuie. Dan sê hy, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne te goed. So hy sê, gemeente, leef met 'n hart van vergifnis. Nou wrok en onvergifnis het ek al gesien, dit spoel oor. Nou dit spoel oor. Ek kan dit net nie by myself hou nie. Voor ek kan kry, ek sit met hierdie dingetjie teen my broer. Nou begin ek met my vrou daaroor te praat. Voor ek kry my vrou, né? En dan kom jy agter, okay, hierdie ding het oorgespoel na haar hart toe. En sy is nou net so kwaad vir hierdie ouens wat ek vir hom is, omdat ek nie die saak kon oplos nie. Nou sy net so kwaad. Nou aan die etenstafel begin ek nou 'n bietjie met my kinders daaroor praat. Nou spoel dit oor na hulle harte toe. Hulle is later groot mense. Die twee se gesinne wil mekaar niks te maak hê nie, maar dit het nou oorgespoel. En hierdie ding begin aansteek. Kyk wat sê Hebreërs 12:15. En pas op dat niemand in die genade veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Want ek besoedel ander mense as ek nie goed in my eie hart uitklaar nie. Skielik is dit ander mense wat betrokke is wat nooit betrokke moes gewees het by hierdie saak nie, omdat ek nie klarigheid kon kry voor die Here se troon oor hierdie saak in my lewe nie. En ek het ander mense besoedel. En weet julle, dis die ergste. Baie keer kry ek klarigheid voor die troon van God, maar ek het so besoedel dat die mense om my nie klarigheid kry nie. Ek kry vrede met God, my saak is nou dat ek het vergewe, ek is nou okay, ek kan die ou in die oë kyk, maar die mense om my kry nooit hierdie klarigheid nie. Daarom moet ek so versigtig werk met my seer en my verwonding, dat ek nie ander besoedel daarmee nie. Dis baie keer 'n intense saak en kan ek met my vrou praat? Ja, natuurlik. Kan ons dit saam voor die toon? Natuurlik. Maar ek moenie besoedel nie. Ek moenie ander met my onverwerkte seer en goeters gaan aansteek nie, dat hulle nie die lewe voluit kan leef nie. En weet julle, 'n ding wat my altyd in die Bybel vang, julle, en onthou altyd, ek wens ek kan met julle gepraat het as ou wat hierdie ding 100% onder die knie gekry het. Ek sukkel net soos jy met hierdie goed as mense my sê, partykeer het ek 'n week nodig, partykeer het ek 2 weke nodig, partykeer het ek 'n maand, partykeer het ek 'n jaar nodig om oor goed te kom. Onlangs het 'n kollega van 'n ander gemeente my baie seer gemaak. En julle, ek struggle. Eerlik, ek struggle. En baie keer sit ek bid ook, en sê ek, Here, help my net om te vergewe.
Help my net om hierdie ding uit die binnekant uit te kry, want dit hou my terug. Help my net om vry te spreek. Onthou, vergifnis is nie maklik nie. Ek wens ek kon vir julle sê is maklik, is moeilik. Ek het die Here nodig om dit te doen. Maar ek is met my eie pad besig met hierdie persoon, maar ek begin wen nou en dan. maar ek word beter en ek is besig om te groei op hierdie pad. Maar ek het die Here nodig om my te help. Maar 'n versie wat my arresteer, 'n versie wat my gryp, 'n versie wat my bang maak, 'n versie wat my tot nugterheid roep, is hierdie volgende versie. Matteus 6 vers 14. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En hierdie vers is altyd soos okay. En dit bring my tot hierdie realiteitsbesef met wat ek te maak het. In die gelykenis wat ons gelees het, sien ons van hierdie koning. En 'n man skuld hom miljoene der miljoene rande en hy het geen vermoë om dit regtig terug te betaal nie. Hy sê hy sal, maar hy kan nie. Dis heeltemal bo sy vermoë om dit te kan doen. Hy kan dit nie doen nie. En hy gaan so by die koning en hy smeek die koning, help my net, ek sal dit terugbetaal. Die koning sê, ek kry jou jammer. Uit my hart uit kry ek jou jammer. Ek sien jou penarie. Ek sien jy's in die moeilikheid. En ek gaan jou absoluut vergewe. Ek gaan al jou skuld afskryf. Jy hoef my nie terug te betaal nie. Gaan leef voluit. Jy verdien dit nie. Jy het my te nagekom, maar ek vergewe jou. Julle, en dis een van die wonderlikste geskenke om te kry is vergifnis. En God het vir ons Jesus Christus aan die kruis gegee. Hy's in ons plek gestraf dat ons vergifnis kan kry vir ons sonde, dat sy bloed ons sonde kan wegwas. Die prys vir my vergifnis, vir my sonde, om 'n kind van God te wees, en om as kind van God te leef, want ons is maar verbruikers van genade deur ons lewe. Ek word nie net een keer vergewe nie, ons vra maar baie keer vergifnis in ons lewe. Maar baie keer gaan ek en jy op ons knieë en sê, Here, vergewe my. Hierdie week was nie 'n goeie week gewees nie. En dan vergewe God jou. Maar dit het 'n geweldige prys gekos. Dit het die bloed van Jesus gekos. En die Here doen dit en hy skeld jou hierdie miljoene der miljoene rande vry. Nie net een keer in jou lewe nie, maar baie keer. Baie keer kom die Here en kom skryf jou skuld af wat jy nooit kan terugbetaal nie. Kom skryf dit af en hy kom skryf dit maar weer af. En sy hart teen ons is so goed. En Kolossense 2 vers 14 sê vir ons, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker. Het hy dit vir goed weggeneem. Halleluja. Kan ons halleluja sê? Kan ons weer net 'n lof of in hierdie kerk, maar kom aan julle. Maar hoor God se hart oor ons. Jesaja 43 vers 25, en tog is dit ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sonde nie. Hy dink nooit meer. Hy sal nooit as ek bid sê, George, toe jy student was, daar by die skool, jy weet ek was 'n mynkind geweest, né? Die rekord was groot. Maar die Here sal nie een keer as ek ooit bid, en nie een keer as jy bid sê, onthou jy 10 jaar terug, jou nou so heilig hier voor my aangesig. Nie een keer nie. Die Here ontvang jou as 'n kind wat vrygespreek is en al jou skuld is weggewas. Julle, God is so goed vir ons. Hy's onverdiend ontvang ons hierdie genade, né? Oorvloediglik. Ons skuld hom miljoene der miljoene. Ons skuld alles, maar dis nie genoeg om ons skuld terug te betaal nie. Ons het niks om terug te betaal nie. Ons het dit nie verdien nie. Ons het dit ontvang. Maar nou lees ons van hierdie man wat my en jou simboliseer, né? En daardie man loop 'n ou daar buite raak wat hom 'n paar randjies skuld en hy wurg hom en hy laat hom in die tronk gooi. En julle moet onthou, hierdie ou ontvang grace. Hy ontvang genade, hy ontvang barmhartigheid, maar hy wil geregtigheid toepas. Hy ontvang genade en die beste van alles, die gereg is aan sy kant. Hy mag jou in die tronk gooi. Alles is aan sy kant. Hy mag jou in die tronk gooi. Hy mag kwaad wees vir hom. Hy mag aandring op sy geld. Hy mag. Die reg is aan sy kant. Maar God hanteer ons nie so nie. En ons hanteer mekaar nie so nie. Want hy moes ook genade bewys het waar hy genade ontvang het.
En die koning hoor van hierdie man se optrede, en die koning is kwaad. En die koning sê vir hom, jou skurk, jou slegte slaaf, daar in vers 32. Hy sê, ek het jou al hierdie skuld afgeskryf, jy het my gesoebat. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, net soos ek jou jammer gekry het nie. En die koning was woedend. En die koning was woedend. Min dinge maak God so woedend as wanneer ek nie wil vergewe nie. As ek my vrou in 'n ewige tronk hou, as ek my man in 'n ewige tronk hou, as ek my pa en my ma in 'n ewige tronk hou, as ek my vorige man wat op my uitgeloop het in 'n ewige tronk hou. Dis 'n verskriklike sonde. Onthou, onvergifnis is meer as net ek het 'n emosionele iets waarmee ek sukkel. Die Bybel leer vir ons onvergifnis is 'n aaklige en 'n lelike sonde. Net soos al die ander lelike sondes in die Bybel. En ons kan nie gevange gehou word daardeur nie. En ons voel nie altyd om dit te doen nie, want dit gaan niks oor my gevoelens nie. Dit gaan dis die regte ding om te doen. Dis wat die Here my verwag, want die Here weet ek word vry, ek word skoon en skielik word die deur oopgemaak vir God om in te beweeg, om verandering te bewerk en om dinge nuut te maak. Maar hoe kan ek dit regkry? Julle, ons is mense, ons sukkel, ons is nie God nie, né? Ons sukkel met hierdie goed. Maar ek dink hierdie gelykenis leer ons iets hoe ons dit kan regkry. Die eerste ding is ek moet verstaan hoe baie ek vrygespreek van is, hoe ek vergewe is. Dat God nie met my in geregtigheid gehandel het nie. Ja, hy kon, maar het my in genade hanteer. En ek moet verstaan, dis die beginpunt, dis die vertrekpunt waar vergifnis begin, is ek is dan van so baie vergewe. Ek wat by die Here skuldig gestaan het, hy moes my vir ewig verwerp het, maar hy ontvang my en hy spreek my vry. In Jesus Christus die Here, hy reinig my met die bloed van die lam. En daarom kan ek nie wrokke en kwaad en onvergifnis teen ander mense heeltyd dra en kwaad vir hulle wees en grudges hê. Al het hulle my ook hoe benadeel. Want eintlik in terme van wat ek God geskuld het, is hier maar net 'n paar randjies. Dit maak nie saak hoe erg die oortreding teen my was nie. In terme van wat God my vergewe het, dis miljoene der miljoene, maar eintlik wat ek vryspreek is eintlik maar 'n paar rand in terme van wat God aan my gedoen het. Maar derdens, en ek dink hierdie is die kern van ware vergifnis wat ek nou vir julle gaan sê. Ons sê baie keer, ag ja, ek is jou vergewe, gaan net aan, né? Gaan net jou pad, ek vergewe jou. Julle weet mos, jy's vergewe, bly net my pad uit. Maar dis 'n verskriklike oppervlakkige soort van vergifnis wat ons hierso van praat. Dis amper net soos ons het 'n soort van 'n truce, né? Maar daar's nie vergifnis nie. Ware vergifnis gaan daaroor dat hierdie koning het hierdie man jammer gekry. En hierdie koning sê vir die man, moes jy ook nie die ou wat jou benadeel het jammer gekry het nie. Julle, in hierdie ding is my soos okay. Ek het gedog is moeilik om 'n Christen te wees, maar ek weet dit is so moeilik nie. Om ou jammer te kry wat jou benadeel het. Jammer te kry. Uit jou hart jammer te kry. Jammer omdat daai persoon in die kloue van die duiwel is. Jammer omdat daai persoon 'n vernietigende pad loop. Jammer omdat daai persoon onder die oordeel van God lewe. Jammer omdat daai persoon so onwys lewe. Jammer dat daai persoon besig is om homself en ander so te vernietig. 'n Jammerte in jou hart. Ek vergewe nie net omdat ek vergewe jou nie. Maar ek vergewe uit 'n plek van jammerte vir die persoon wat my benadeel het. Nou gaan vergifnis diep in jou in. Want jy doen dit nie net as sommer net 'n ding wat jy moet afhandel nie. Maar dit word gebore uit 'n hart van jammerte. 'n Jesus hart. Want jy het 'n Jesus hart. Jesus wat in die kruis hang. Nie een van die ouens daar wat hom gemartel het, gekruisig het. Dis jammer oor wat hulle gedoen het. Ons is so jammer, Here, dat ons die seer gemaak het nie. Maar Jesus hang aan die kruis in Lukas 23 vers 34 en hy sê, Vader, vergeef hulle. En hierdie was nie sommer net, dit was uit 'n hart van jammerte. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is dwaas.
En Here, daar wag 'n ewige hel vir hulle sal nie bekeer nie. Maar ek bid vir hulle, Here, dat jy hulle ontmoet. Ek bid dat jy in hulle lewe ingryp, Here, het my so seer gemaak. Ek is so verwond, Here. Hierdie persoon het so baie by my gesteel. Hierdie persoon het so baie van my weggeneem. Hierdie persoon het my lewe so beskadig. Maar Here, vandag kom ek met 'n Jesus hart en ek bid, vergeef hulle. En ek vergeef hulle. Maar net so 'n paar belangrike goed wat ek vir julle wil sê en daarmee wil ek begin land. Jy weet, as jy iemand vergewe het, daar dinge gebeur in jou huis, in die gesin, die familie, kerk, waar ook al, dan help dit nie dat so elke nou en dan as daar 'n risie is of die atmosfeer word hoog nie, dat 'n ou sal sê, ja, maar jy onthou, jy jou nou so heilig hierso vandag, maar laat ek jou vertel, 5 jaar gelede, en jy haal weer daai ou goed op, ou koeie, wat ons van leer, né? En jy's heeltyd besig om die persoon wat jy vergewe het, heeltyd te laat skuldig voel, op 'n baie subtiele manier. Ja, nee, is reg, maar jy's altyd besig met payback. Jy het om heeltyd 'n terugbetaling te doen. Dis 'n aaklige manier van leef. Om so 'n bietjie net te laat verstaan, luister, jy het my seer gemaak, maar die res van jou lewe sal jy weet, jy het met my te maak. Dis trots, né? Trots. En trots is 'n monster. Trots is 'n monster. Ek vergewe nie in die eerste plek oor jou nie. Ek vergewe in die eerste plek oor my verhouding met my Vader. En natuurlik vloei dit uit na my verhouding met jou toe. En ek het nou nog sê, pas op net om perfektheid van mense om jou te verwag. Leef maar altyd met 'n stukkie begrip en genade en maak maar voorsiening vir mense se foute. Moenie perfektheid ook nie van kerkmense verwag nie. Maar leef met genade in jou hart. Moenie met lyste loop van dit verkeerd gedoen en daai lyste later sulke dik boeke wat jy moet saamdra in jou lewe. Moet dit nie doen nie. Maar ek wil begin land en so 'n paar goed sê. Vergifnis beteken nie versoening en dat die verhouding herstel word altyd nie. Ek wens dit was altyd so in my eie lewe ook. Maar partykeer vergewe jy, want party mense kom nooit jammer sê nie. Party mense erken nooit hulle is verkeerd nie. Ek hoop nie jy's so 'n persoon wat nooit jammer sê nie. Jy's op 'n slegte plek as jy nie kan jammer sê nie. En dit gaan beteken jy gaan nooit diep versoening beleef nie. Maar versoening begin waar iemand na jou toe kom en sê, ek is so jammer. Ek was regtig verkeerd. Ek het jou seer gemaak. Sal jy my vergewe asseblief? En wanneer jy vergewe, begin dan versoening en dan begin die verhouding stuk vir stuk herstel. Die verhouding is nie dadelik 100% reg nadat daar teleurstelling was nie. Dit vat maar 'n tyd, 'n pad wat geloop moet word. Vergifnis beteken ook nie ek vertrou jou dadelik nie. So wanneer iemand my vergewe, ek het teen iemand oortree en iemand vergewe my, beteken dit nie sommer net die ou gaan my dadelik weer vertrou nie. Sê voel dit was 'n sake transaksie en ek het 'n oneerlike ding gedoen. Die ou gaan nie dadelik weer met my in 'n vennootskap gaan of ietsie, want wag 'n bietjie, jy het my die voorkeer seer gemaak. Ek vergewe jou, maar vertroue word verdien. Liefde is gratis. Liefde kry jy, vergifnis kry jy. Vergifnis is 'n ongelooflike geskenk. Ek en jy wat al vergewe is deur die Here en deur mense weet hoe kosbaar dit is as iemand jou hand vat en sê, ek vergewe jou regtig. Daar's niks meer tussen ons nie. Maar vertroue verdien jy tree vir tree. En ek amper vir jou sê dit kos bloed om vertroue te wen. En as jy iemand teleurgestel het in die lewe, moenie dink dat die vertroue en jy het nog sê ek's jammer, die vertroue is nie dadelik terug nie. En party verhoudinge vat lank dat vertroue weer gewen word. Party vinnig, dit hang af van die tipe persoonlikhede, van wat gebeur het. Maar onthou net altyd, as jy die een is wat beskadig het, as jy die een is wat seer gemaak het, as jy die een is wat die vertroue gebreek het, dan moet jy jy moet wys wees in jou hart, jy moet reg dink oor die saak, en jy moet weet dat dit gaan maar 'n pad vat van vertroue bou. As jy iemand was wat dalk op 'n stadium geld gesteel het, moenie verwag iemand gaan jou dadelik met geld vertrou nie. As jy dalk iemand was wat dalk was daar goed in die huwelik wat verkeerd gegaan het, moenie dink
dat jy dadelik vertrou gaan word dat jou foon is net jou eie mee nie. En dit beteken nie dat die ander persoon vir ewig polisieman moet speel nie, maar dit beteken daar's 'n pad van vertroue bou. Jy gaan nie dadelik vertroue kry nie. En baie mense sê, jy het my nie vergewe nie. Dit het niks met vergifnis uit te waai nie. Jy's vergewe. Jy's vrygespreek. Die persoon is jou vrygespreek. Loop nie met wrokke nie, maar jy gaan vertroue moet verdien. En as ek en jy nie hierdie proses verstaan nie, baie mense word so teleurgestel en sê, ja, maar het my nie vergewe nie. Jy's vergewe. Maar om vertroue te wen, vat tyd. Vergifnis beteken ook nie dat die verhouding noodwendig altyd gaan wees soos dit voorheen was nie. Ek wens dit was so. Dat party verhoudinge word presies en nog beter as voor die insident, of dit nou klein of groot was. Maar party verhoudinge kom net nooit op 'n plek dat dit weer dieselfde gaan wees nie. En daarom, as ek iemand in die lewe regtig seer gemaak het, ek was 'n pappa wat dalk toe my kinders jonk was, ek op hulle uitgeloop, ek het die mamma en die kinders alleen gelos en nou wil ek aan my ouer dag die verhouding herstel en ek hoop so, hulle gaan net weer my kindertjies wees, en ek gaan hulle pa wees en ons gaan die parkie speel, ons gaan die spur, 'n waffle eet. En dan hoor jy jou kind sê vir jou, pa, hierdie is te vinnig op my, hoor. Ek kan nie hierdie ding doen nie, ek weet nie hoe om hierdie ding te doen nie. En jy is so teleurgesteld, want jy kom met die beste intensies, né? En baie keer gaan julle nooit waffels eet nie. Maar die verhouding verbeter. Daar's iets wat verander en beter word, en God herstel party verhoudinge wonderlik. Maar dis nie in alle gevalle so nie. Daarom moet ek en jy wat dalk die skade veroorsaak het en die seer in die hart veroorsaak het, nie onrealistiese verwagtinge hê om te sê dit gaan altyd dieselfde wees nie. Dank God as dit herstel. Dan is dit 'n werk van die Here as dit gebeur. Maar nie altyd nie. Partykeer gaan jou teenwoordigheid nog altyd 'n ongemak veroorsaak. Dan moet ek wys wees om te sê, uit respek vir hierdie situasie waarin ek betrokke is, gaan ek met groot wysheid hier lewe. En ons moet die Here vra vir wysheid hoe om die seer wat ek veroorsaak het, te hanteer in die lewe. Dat ek nie ongemak en verdere pyn veroorsaak nie. Beteken nie jy is nie vergewe nie, jy is vergewe. Dit is net 'n bietjie ongemak. Dit laat my dink aan die storie van Jakob en Laban. Onthou julle, Jakob het lank vir Laban gewerk, hy het getrou met Lea en Rachel, en Laban was altyd, hy het altyd vir Jakob onregverdig behandel, en Jakob en sy familie vlug eendag weg in die aand, en Laban jaag agter hulle aan, en hulle kom op hierdie plek, en Laban sê, hoekom het jy geloop? Jy het my nie eens gesê jy loop nie. En dan doen hierdie skoonpa en Jakob sy seun iets baie interessant. Ons lees daarvan in Genesis 31 vers 52. Hulle bou 'n klip oop en hulle sit 'n klippilaar daar regop as tekens van dis 'n grens tussen ons. Jy gaan nie hieroor kom nie en ek gaan nie daar kom. Maar hulle eet saam, hulle het ooreenkoms, hulle het 'n lekker verhouding daar. Jy kan sien, die ouens eet saam, hulle sluit ooreenkoms met mekaar. Dan staan daar in vers 52. En ek sal nie hier by hierdie klip oop en klippilaar verbygaan om jou aan te val nie, en jy sal nie hier verbykom om my aan te val nie. So hulle trek 'n duidelike lyn en sê, luister, ons is familie, maar ons is eintlik nie goed vir mekaar nie. En om grense, gesonde grense in die lewe te trek, is nie verkeerd nie. Beteken nie ek leef met wrokke nie. Dit beteken net hier is 'n veilige manier om dinge te hanteer. Dis nie tot dinge verander en ons harte verander en situasies verander. Ons is geroep om te vergewe, halleluja. En weet julle, as iemand jou te nagekom het, hy het nooit jammer gesê nie, en hy kyk nie eens terug oor die pyn op wat sy veroorsaak het nie, dan sê die Bybel vir ons in Romeine 12 vers 19, moenie wraak neem nie, moenie leef met hierdie goed in jou hart nie. Daar staan, moenie wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Nie jou werk nie. Maar jou werk is om te vergewe, om wyse grense te trek, te kyk waar ons is, maar ons leef met niks wrok in ons hart nie. Met die gerusheid, hierdie persoon het my regtig in die lewe te nagekom. En dit lyk of hy net onbesorg, onberouvol aangaan in sy of haar lewe. Dan sê jy, wag, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld. En dan, ek kan rus. Ek ontspan. Dis in die Here se hande hierdie saak. En ek kan voortgaan en ek kan sonder hierdie swaar klippe in my hart vorentoe lewe.
Maar ons vergewe mekaar, dis 'n keuse wat ek maak, maar dis nie net 'n keuse nie, dis ook 'n aanhoudende proses van keuses maak gereeld. En op 'n dag kom jy agter, ek is vry. Ek kan in daai insident dink, daar's nie meer pyn in my hart nie. Daar's niks pyn in my hart nie. Ek dink oor daai ding soos, ja, dit gebeur maar ek voel niks daaroor nie. Ek's gesond. Ek kan nie soos God vergeet nie. Maar die pyn gekoppel aan die insident kan weggaan. En die Here maak my heel. En daarom kies ek, maar ek hou aanhoudend kies want ek het gekies, ek loop 'n pad van vergifnis. En dalk is dit net vir jou belangrik om te weet, ek hoef nie altyd vir die persoon persoonlik te gaan sê, luister, ek vergewe jou nie. Partykeer is dit nodig, partykeer nie, hang af van die situasie. Maar dit is nodig om voor die Here te kom en te sê, Here, ek spreek daai persoon vry in my lewe. Skoon. En ek leef lig vorentoe. En ek weet U werk in my lewe en dit is so kosbaar. En dan word die Here teenwoordig in ons lewe. En die Here maak ons vry. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.